ons ook kan funksioneer as sy liggaam. Amen. Ek gaan kortliks die woord bedien, en so blaai asseblief vandag saam na 1 Korintiërs toe, 1 Korintiërs hoofstuk 10. En ek gaan net so vandag vir jou vertel wat gebeur, en dan gaan ek vir Alta vra, sy, o Jesus, dan versoek ek te ver vir jou, om ook net vir ons die voorlesing te doen. Maar wat hier gebeur is, Paulus skryf hierdie brief van die Korintiërs, 'n gemeente in heidense omstandighede, vol afgode, vol immoraliteit, vol goddeloosheid, en hy help hulle met 'n paar goed. Maar dan gebeur dit so dat Paulus reflekteer op die oomblik van Israel in die woestyn, en hy sien 'n paar goed wat daar gebeur. Hy sien iets wat gebeur toe Moses op die berg gaan bid het, en hulle maak skielik 'n goue kalf. Paulus sien iets van die murmurering. Hy sien hoe redeneer die Israeliete, hy onthou hoe hulle redeneer, en dan sien hy hoe redeneer die Korintiërs, en dan sê Paulus, ons moet hieroor praat. Hier is 'n belangrike aspek, en ek en jy sal wys wees as ons ook ag gee op dit, en ook let om nie dieselfde te doen nie. Alta, kan jy asseblief vir ons lees 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1 tot 13. 13. Hy is aan by my kant, ek hoop nie die manne daai kant. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet, dat ons vaders almal onder die wolf was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is, in die wolf en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het. Want hulle het gedrink, en 'n geestelike rots was gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen wapenvallen aangeneem, want hulle is neergeslagen in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerd was nie. En wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit, en hulle nie hoor, jy het vrou was. Dit is onwaardig hoor. Die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. En had ons nie hoor, soos sommige van hulle gehoor het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En had ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het weer in die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle voorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuw gekom het. Daarom, wanneer dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het hulle aangegryp behalwe in menslike lewe. Maar God is getrou, want hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Amen. Amen. En so 1 Korintiërs hoofstuk 10, 'n besonderse gedeelte in God se woord, wat my en jou wil herinner, wat ons wil help verstaan, soos wat ons kyk na die voorbeeld in die woestyn, soos wat ons kyk na wat Israel gedoen het, soos wat Paulus iets by die Korintiërs sien, so behoort ek en jy ook te sê, kom ons let op onsself, en kom ons sien 'n paar goed raak. Nou net wat het gebeur, en so Paulus herinner ons aan 'n paar goed wat in die woestyn gebeur het. So hy sê, hulle almal het dieselfde geestelike spys geëet, en hulle het dieselfde geestelike drank gedrink, en dit was uit die geestelike rots wat gevolg het. Dit is die rots, was ook Christus gewees, en dis hierdie nice goed. So ek wil hê jy net vir 'n oomblik dink saam met my, dat Israel kom uit slawerny uit Egipte uit. En hulle ervaar al hierdie wonderwerke in die woestyn. Hulle ervaar die manna, hulle ervaar die rots waar daar water geloop het, hulle ervaar die vuurkolom,
deur die nag, die wolkkolom deur die dag. Dis al hierdie great goed. Dis veronderstel om hierdie great oomblik te wees. Maar dan kom daar 'n paar gevolgtrekkings wat Israel maak en wat ons weet die Korintiërs ook gemaak het wat bietjie gevaarlik is. Maar nie alleen dit nie, hulle murmureer. Nie alleen murmureer hulle nie, maar hulle loop ook agter afgode aan. En so Paulus wil hulle waarsku en ek en jy behoort op te let. En dan sê Paulus in vers 12 hierdie ding, hy sê, daarom wie wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Staan jy? Julle is te bang om dit te sê, ja. Ons behoort te staan. Maar terwyl ons staan, behoort ons op te let. Dis krities belangrik. Dat ek en jy sal onthou, dat daar nie 'n seisoen is wat ons nou maar kan hana nie. Daar is nie 'n seisoen waarin ons kan lui wees nie. Daar is nie 'n seisoen waarin ek en jy kan sê, ag wat, ek gaan maar bietjie slek op my gebedslewe, of ek gaan maar bietjie slek hier, en hy sê, jy wat staan, pas op, en wees wakker. Nou, ek wil net so 'n bietjie saam met jou hierdie ding explore, ek wil net so 'n bietjie saam met jou 1 Korintiërs 10 mooi verstaan. En so in die eerste plek, wil ek hierdie ding sê, wat hierdie een baie positiewe oom gesê het eendag. Ek weet nie wie was die oom gewees nie, maar hy was verskriklik positief gewees. Ek weet nie, ken julle positiewe mense? Ja, ek ken ook 'n paar van hulle, is baie nice. Hulle het net iets goeds te sê, altyd. En eendag toe, een van die negatiewe ouens dink hulle wil hom nou 'n strik vra, hulle wil hom vasvra, hulle sê vir hom, okay, as jy net iets positief te sê het, sê dan iets positief oor die duiwel. En hy het net so 'n oomblik gedink en toe sê hy, wel, die duiwel is nie lui nie. Nee. So, ons het iets positief daar. En so ek wil hê, in die eerste plek wil ek jy moet sien, soos wat hierdie Israel uit Egipte uitkom, en nou is hulle in die woestyn, is daar iets wat gebeur, daar's iets wat hulle misvat. Wat ek en jy moet pas op, dat ons dit nie dalk misvat nie. Ons moet onthou, dat ons vyand is nie lui nie. Want 1 Petrus 5:8 sê vir ons, hy sê, wees nugter en waaksaam. Hy sê, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die vyand is aktief besig. Waarom tree ons soms op, asof hy lui is? Ons behoort nie. Ons behoort nie onsself in die versoeking te bring nie. Ons behoort nie te doen soos wat Israel gedoen het, en die oomblik toe dit nie vir ons heeltemal lekker gaan nie, al wat gebeur het is, Moses het 'n bietjie lank gevat daar bo op die berg. En hulle sê, well, okay, kom ons bou goue kalf. Maar ons iets hiervan wat van ons harte, dit verklap iets van ons harte. En as ons regtig kies om eerlik te wees, ja, ons maak nie goud by mekaar en sit nou 'n kalf hier. Kan julle nou imagine, jy kom hier by die pastorie en hier staan nou 'n goue kalf. Ek is seker daarvan ons sal redelike teëspoed kry. Maar wat doen ons? Op 'n onsigbare manier, as ons moeg word om op die Here te wag, maak ons eie planne. En ons besluit ons eie besluite. En ons sê, nee, as die Here vat nou so 'n bietjie lank om te kom, so ek wil hê jy moet weet dat die duiwel is nie lui nie. Jou vyand loop rond soos 'n brullende leeu. En jy kan nou hoeveel keer vir jouself sê, jou oë toemaak en sê, man, daar is nie 'n leeu nie, daar is nie 'n leeu nie. Ek staan voor jou om te sê, daar is 'n leeu. Hy loop rond en hy's honger. En hy kyk waar hy kan verslind. En hy's honger vir jou huwelik. En hy's honger vir jou werk. En hy's honger vir jou gesondheid. En as ek en jy nie paraat gaan wees nie, as ons nie gaan wakker wees nie, dis wat hy sê, wees nugter en waaksaam. As ek en jy nie gaan wakker wees nie, gaan ons nie reg wees vir die aanvalle van die vyand nie. Israel, waarskynlik opgewonde op daardie stadium. Miskien dalk nog so bietjie optimisties. Ons sal nie weet nie. Maar hulle is definitief nie wakker nie. Hulle let nie op in die klas nie.
dat in die oomblik, terwyl hulle veronderstel is om te staan, hulle veronderstel is om by die voet van die berg bidend te wees, wagtend op die Here, kies hulle om goue kalwe te bou. Ek wil vir jou sê, in ons kultuur is daar allerhande antwoorde vir allerhande probleme. Nie te lank terug nie, praat ek weer met 'n besigheidsman wat eenvoudig my in die oë kyk en sê, dis nie eintlik korrupsie nie, dis eintlik maar net die Afrika manier van besigheid doen. Ek wil vir jou sê, pas op vir jou afgode. Pas op vir wat jy doen, terwyl die Here besig is om iets te doen. Terwyl ons veronderstel is om op hom te wag en op hom te fokus, wees versigtig, dat jy nie gryp na graswalmpies, wat die vyand op die einde van die dag gebruik, om my en jou lewe te verwoes nie. Jakobus 4:7 het vir my en jou wysheid hierom, hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle vlug. Ek wil jou natuurlik aanmoedig om die duiwel te weerstaan, maar ek wil jou ook aanmoedig om jouself te onderwerp aan God. Dit is krities belangrik. Ons kan nie in 'n plek leef want die teenoorgestelde van onderwerping is eintlik maar rebellie. Ek kan nie in rebellie teenoor God wandel en dan aanhou om die duiwel te beklei nie. Onderwerp jou aan God. Maak seker jou lewe, jou hart, jou binne mens lewe, jou onder die waterlyn lewe, die deel wat niemand kan sien nie. Maak seker daardie deel is onderwerp aan God, want dan sal jy die duiwel kan weerstaan en dan sal hy van jou vlug. Maar dit begin by ek en jy wat bereid is om oor te gee. As Israel op 'n plek van oorgee was, sou hulle nie die goue kalf gebou het nie. Die Korintiërs, onthou nou, hierdie gemeente is nou net geplant in hierdie heidense volk. Maar hier is die ding wat Paulus probeer aanspreek. Hierdie is 'n baie belangrike deel. Paulus sê vir hulle, luister hier, almal het deur die Rooi See getrek. Almal is in Moses gedoop in die wolk van die see. Okay, so toe die wolkkolom hulle beskerm het, was dit vir almal. Hy sê almal het dieselfde geestelike spys geëet. Almal het dieselfde geestelike drank gedrink. En dan maak hy hierdie stelling in vers 5, hy sê, maar God het in meeste van hulle geen behaag gehad nie. Hoor mooi. Hoor wat probeer Paulus die Korintiërs teen waarsku. Hy sê vir die Korintiërs, luister, julle moenie 'n som maak, dat net omdat God die wolk stuur en die spys gee, dat God 'n behaag het in jou nie. Ek hoop julle hoor my. Moenie die som maak, dat net omdat die Here my beskerm, net omdat die Here vir my goed is, dat God het 'n behaag in my nie. Manne, dames, as God jou besigheid seën, moenie vir jouself vertel dat die dingetjies wat ek eintlik doen, wat nie heeltemal so reg is nie, is eintlik alright, want kyk, God seën my nie. Daardie is nie 'n goeie manier om te redeneer nie. Moenie die fisiese seën van die Here gebruik as 'n maatstaf om te bepaal of hy in sy wil is of nie. Hier is sy wil. Hier is wat hy van ons vra. Hier is wat ons behoort te doen. En die teenoorgestelde is natuurlik ook die waarheid. Wanneer dit moeilik gaan en swaar gaan, moenie jouself oortuig jy is heeltemal besig om iets verkeerd te doen nie. Partykeer praat die Here met ons hart deur ons omstandighede sodat ons harte kan verander om hom te behaag. Wil jy weet of jy hom behaag of nie? Doen jy wat die woord van jou vra of nie? Die gevaar is, as ons van die praktyk af redeneer na die skrif toe, dan is ons nie besig met goeie teologie nie. En so Paulus skryf aan die Korintiërs, hy sê, al hierdie mense, die hele volk het saam geëet, die hele volk het saam gedrink, die wolkkolom, alles was daar. Maar God het nie 'n behaag gehad in hulle nie. En so op hierdie pad, in hierdie proses, van om die Here te dien, let op 1 Korintiërs 10, onthou, die vyand is nie lui nie, moenie terwyl dit goed gaan, ophou doen dit wat jy weet reg is nie. Daarmee saam, hy sê, laat ons nie murmureer nie.
Laat ons nie meer, dis wat hulle gedoen het. En hierdie is, vers 9 is 'n moeilike vers vir my, okay? Dis regtig 'n moeilike vers, want hierdie is een van die maniere waarop hulle dit gedoen het. En ons gaan nou 'n bietjie verder hieroor praat, maar vers 9 sê, laat ons Christus nie versoek, so sommige van hulle gedoen het nie. En dis iets moeilik om aan te dink, maar een van die maniere, een van die goed wat hulle gedoen het, is hulle het gekies om te murmureer. Daar sal altyd iets wees wat nie reg is nie. En daar sal altyd iets wees wat reg is. As dit wat nie reg is nie, so ons minds consume, dat ons nie eens kan sien dit wat reg is nie. Want hulle op pad beloofde land toe. Ja, het die Here vir hulle iets amazing in stoor gehad. Ja, moes hulle nog steeds deur die woestyn trek tot daar. Hoeveel van ons het in die woestyn gaan sit, omdat dit vir ons voel dat die belofte wat God vir ons gegee het, nog nie gerealiseer het nie. Gaan deur dit sonder om te murmureer. Stap die pad, hou net aan. Romeine 8:28 sê, en alles werk ten goeie mee vir die wat die Here lief het, vir die wat geroep is na sy voorneme. Het jy hom lief? Ja. Het jy jou hart en lewe vir die Here gegee? Ja, dan is jy geroep. Anders kan jy nie jou hart lewe vir hom gee nie. So alles werk dan ten goeie mee. So as dit nog nie goed is nie, dan is God nog net nie klaar nie. Dis eintlik al. Hoor mooi wat ek, as dit nog nie goed is nie, dan is God nog besig om te werk. En eendag sal ons, wanneer daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is, die volheid sien van God se goedheid. Filippense 2:14 sê vir my en jou, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Wat probeer Paulus sê? Moenie jouself weeg met die ou langs jou nie. Dis nogal 'n stelling, nee, 'n krom en 'n verdraaide geslag. Moenie jouself vertel, solank ek net nie so baie moan soos die ou langs my nie. Kom aan kerk, kom ons wees mense wat nie murmureer nie. Kom ons murmureer net nie. Kom ons maak 'n intentionele besluit om te sê, wat ook al die Here vandag vir my gun, is dit waarmee ek gaan leef. Die teenvoeter vir murmurering is natuurlik dankbaarheid. Kolossense 4:2. Is jy volhard in die gebed, waak daarin met danksegging. Moet ons bid? Ons moet bid. Volhard in die gebed. En dan terwyl jy volhard, waak daarin. Hoe waak ek? Ek is op die uitkyk vir die aanvalle van die vyand. Hoe? Waak daarin met danksegging. Wil jy jouself panser teen die aanvalle van die vyand? Oefen dankbaarheid. Jy weet, murmurering word hier die broeiplek van waar die vyand my alles kan vertel wat die hele tyd verkeerd is. Wees dankbaar. Wees dankbaar. Soek die mooi. Want daar is altyd iets om vir dankbaar te wees. Miskien is jou werksomstandighede nie dit wat jy graag gehoop het dit sal wees nie. Wees dankbaar jy het 'n werk. Miskien is jou huwelik nie op die plek waar jy gehoop het dit sou wees nie. Wees dankbaar dat die Here dit vir jou gegee om 'n maatjie te hê. Miskien is jou gesondheid nie daar waar jy wil hê dit moet wees nie. Wees dankbaar in erkenning dat dit ook erger kon wees. Kom ons murmureer nie. Nou ek wil klaarmaak met hierdie deel. Ek wil hierdie vers 9 weer vir jou lees. Hy sê, en laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van julle gedoen het nie, en hulle deur die slange omgekom het nie. Is dit moontlik om Christus te versoek? Hoe voel jy? Sê weer? Ons probeer.
Hierdie is 'n incredible waarheid, en as jy hierdie waarheid sal snap, jy sal soveel waardering hê vir wie Jesus is, en vir die werk wat hy aan die kruis gedoen het. Sê, laat ons Christus nie versoek nie. Wat beteken dit? Laat ons hom nie probeer provoke. Ons versoek, soos wat gebeur het, nee. Hulle het geredeneer. OK, kyk hoe gee die Here vir ons kos. Kyk hoe sit hy hierdie wolkkolom oor ons. Kyk al hierdie mooi goed wat gebeur. En hulle het nie opgehou murmureer nie. En hy het die slange gestuur. En sy 23,000 het geval. Ek en jy versoek die Here, maak hierdie water julle ook op julle sene wees. Ek kan sien, elke keer as ek hierdie kant toe loop, dan sien ek, is daai vir julle beter. Hoor my mooi. Moenie God se genade gebruik as 'n pleister vir my swak gedrag nie. Wanneer ek dit doen, versoek ek Christus. Wil jy met by my bly? As jy vanoggend hierdie vang, moenie in jou gewoonte sondes bly en jouself oortuig, ag, hy sal my maar weer vergewe nie. Dit is wat dit is om Christus te versoek. En daar is 'n lyn. Daar was vir Israel 'n lyn gewees. Ek wil jou waarsku vanoggend. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk en wat gebeur? Wanneer ons in ons sondes bly, wanneer ons in ongeregtigheid bly, dan stel ons onsself bloot aan die werke van die vyand. Moenie hom nie versoek nie. Moenie jouself vertel, ag, wat ek sal maar aanhou my lewe leef. Ek is daarom nie so bad soos daai ander ou nie en iewers eendag as ek dit nou klaar maak, maar moet dit nie doen nie. Ek smeek jou, moet Christus nie versoek nie. Ons moenie hierdie gewoonte hê nie. Die Korintiërs, weet jy wat maak hulle? Hulle sê nee, ons sal nou Jesus begin dien, maar ons sal aanhou om ons ander afgode ook te dien. Kom aan, kerk. Ons kan nie onsself kinders van die Allermagtige God noem. Maar ons het die gewoontes in ons lewens wat hom nie verheerlik nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Soveel wat ek kan sê oor dit, en ek gaan terwille van tyd nie die detail in dit ingaan nie, maar ek wil vir jou die antwoord gee. So ek het gewonder, wat sal dit wees? Wat is die een ding wat ek met jou kan share? Wat is die een ding wat ek hoop jou vir eens en vir altyd sal kan oortuig? Wat jy na 'n plek toe sal vat waar jy nie Christus sal versoek nie. En ek dink Markus 12 vers 30 het vir ons die antwoord. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart. Kerk, 'n ou wat sy hart op Jesus verloor het, tree anders op as 'n ou wat dit nog nie gedoen het nie. Hy leef anders. Jy sien sekere goed is eenvoudig nie meer 'n opsie nie. Hoekom nie? Want my hart is nie daar nie. Wanneer jy die vraag vra, pastoor, is dit sonde as? Dan moet jy weet, jy probeer so na as moontlik aan die lyn kom om net die hel te mis en die hemel te maak. Ons word nie geroep om op daai lyn te loop nie. Ons word geroep om ons hart op hom te verloor en te hardloop na hom toe en in sy arms te spring en op sy skoot te sit en te sê, Papa, hoe kan ek leef om U te verheerlik? Dis waarvoor ons geroep word. En wanneer ons hart regtig op hom verloor, jy kan dit hoor. Jy kan dit hoor in hoe ek praat. Daar's minder kruie in my woorde. Jy kan dit sien in hoe ek my tyd spandeer. Kan julle nog onthou toe julle verlief was? Petrus sal nou nie weet waarvan ek praat nie, hy is nog steeds verlief.
Marius lyk my ook en Johan. Maar kan jy onthou in die begin toe jy verlief was? Was daar 'n reëlboek gewees wat gesê het, onthou om haar 'n boodskap te stuur? Onthou jy moet by haar gaan kuier. Het jy 'n reëlboek gelees? Of was daar iets brandend in jou hart gewees? Ek kan nie wag om by haar te gaan kuier nie. Kan ons weer ons hart op Jesus verloor? Hoekom? Want dan kan ek bly staan. Want dan versoek ek hom nie. Dan is ek nie besig met allerhande afgode en allerhande dingetjies nie. Nee, ek het my hart op Jesus verloor. Ek het klaar gemaak met hierdie wêreld. Nou hierdie is baie, baie belangrik. Ek en jy word geroep om manne en vroue te wees wat Christus nie versoek nie. Moenie sy genade misbruik. Moenie murmureer nie. Wees dankbaar. Wil nie net jou oë sluit saam met my nie. Hierdie volgende paar minute is so belangrik. Ek wil met jou 2 prentjies deel. Ek het een gisteraand gesien en ek het een vanoggend gesien. Ek het gisteraand gesien hoe stap ons in die bos, maar dit is soos 'n wildskamp. En elke af en toe dan is daar 'n bordjie langs die pad wat sê pas op vir die leeu. En as ons by die bordjie kom, dan lag ons lekker vir mekaar. En ons hou aanstap. En dan kom daar weer 'n bordjie op en dan lag ons. Ek wil hê jy moet my hoor. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy wil verwoesting bring. Hy stel nie belang om jou vriend te wees nie. Moenie sonde jou vriend maak nie. Gemeente, dis tyd dat ons onsself wapen, dat ons die volle wapenrusting aantrek, sodat ons staande kan bly. Moenie dink, omdat die Here jou tot hiertoe beskerm het, ten spyte van die feit dat jy dit nie verdien het nie. Moenie dat dit vir jou 'n verskoning wees om nie dinge te verander nie. Verander die goed wat jy weet jy moet verander. Ek en jy kan dit nie bekostig nie. Die tweede prentjie wat ek met jou wil deel, en hierdie is spesifiek vir die vroue. Ek het aanvanklik nie die prentjie lekker verstaan nie. En die prentjie is dit 'n man. En die man is hartseer. Want waar hy loop, moet hy die heeltyd vir die mense vertel, hy is die koning. En met die heeltyd, maar hy lyk half uit plek uit, want hy lyk nie soos 'n koning nie. Maar elke keer iewerster in die gesprek met hy net sê, ek
is koning. En terwyl ons sing en DJ met my kom praat om die manne te salf. Sien ek hier die prentjie afspeel en ervaar ek dat die Here my herinner dat die woord van die Here sê dat 'n goeie vrou is haar man se kroon. En jy sien as jy daai kroon afval, dan is dit vir hom baie moeilik om hy koningsrol te vertolk. Die duiwel weet, as hy ons huwelike verwoes hy ons gemeente. As hy ons gemeente verwoes hy die koninkryk in die dorp. As die koninkryk nie kan funksioneer soos wat die Here éventueel die besighede, en dit begin by ons huwelike. En so daarom hier die 2 uitnodigings. En ek dink nie hulle is los van mekaar nie. Die eerste een, sal jy asseblief weer waak en bid, sodat jy kan staande bly, sodat jy nie in die versoeking val nie. Waak en bid. Wees wakker. Want daar is 'n leeu daar buite, en hy is honger. En ja, ek en jy loop nie soos bankbroeke rond nie. Ek en jy weet, ons weet, dat in Christus is ons veilig. Maar ons kan nie loop en speel, asof daar nie 'n vyand is nie. My tweede uitnodiging, mevrou, wil jy nie asseblief weer die kroon op jou man se kop wees, sodat hy sy koningskaprol kan inneem, en as hoof van die huis kan funksioneer nie. En Vader, ons kom as gemeente voor U. As Here, ons wil leer by Israel. Ons wil leer by die Korintiërs. En ons wil kies om ons hart opnuut op U te verloor. En wat se seisoen ons ook al mag wees, waarmee ons ook al besig mag wees, mag ons hart op U verloor, mag ons hart onverdeeld op U gerig wees, mag ons dankbaar wees, mag ons waaksaam en wakker wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.